Goeiemôre gemeente en maats. So, wie van julle het al van julle ma se bordjies of koppies of glase per ongeluk gebreek? En wat doen mense gewoonlik dan as jy so ietsie breek? Meeste van die mense gooi dit maar net weg, want ons dink outomaties die bord is gebreek, so hy het nie meer waarde nie, ons kan hom nie meer gebruik nie, en ons weet daar soveel ander bordjies en koppies wat ons kan gebruik. Nou maats, wanneer meeste van ons dink dat ons die bordjies net moet weggooi as dit gebreek is, het die Japaneese 'n hele kuns gemaak waar hulle goud gebruik om gebreekte bordjies en gebreekte koppies weer vas in mekaar te sit. En wanneer hulle dit gedoen het, vorm daai bordjie of daai koppie wat reggemaak is 'n hele nuwe kuns, en dis 'n hele nuwe kunswerk. En julle kan dalk dan wonder, hoe kan so 'n bordjie dan net eweskielik 'n kunswerk word? Maar maats, juis omdat daai bordjies so in stukkies was, elke stukkie het sy geskiedenis en het sy plek van waaraf het gekom het, en die Japaneese het toe hierdie goud gebruik wat so waardevol is om alles weer by mekaar vas te sit, om dit weer van nuut af te vorm en baie meer waardevol te maak. En maats, ons lewens is presies dieselfde. As ons ooit voel dat ons gebroken is, of dat ons baie minder waardig voel oor onsself en sleg voel oor onsself, dan moet ons na God toe gaan, na ons kunsmeester en ons verlosser, Jesus. Dan moet ons na hom toe gaan en vir hom vra om ons gebrokenisheid ook reg te maak en ons ook weer heel te maak. En maats, as ons nie vir Jesus vra om ons weer heel te maak, of as ons voel ons is gebroken, as ons nie dan na hom toe gaan nie, gaan ons nie heel gemaak kan word nie, want ons moet van ons kant af vir hom vra om ons te red. En die Bybel sê vir ons in Psalm 34 vers 18 sê dit: wanneer mense roep om hulp, hoor die Here, uit al hulle moeilikhede red hy hulle. So maats, ek nooi julle uit, as julle ooit voel dat julle bietjie onder die weer is, of hartseer is oor julle self, of net voel dat jy in stukkies gebreek is, julle moet nooit skaam wees om vir die Here te vra om julle weer heel te maak nie, en julle weer te red nie, en hy gaan dan 100% jou 'n nuwe mens maak, 'n nuwe siel of 'n nuwe gees in jouself sit, waar jy dan op sy tyd wonderlike dinge in die lewe gaan bereik. Ek hoop julle het 'n wonderlike week en 'n wonderlike dag verder. Goeiemôre en baie welkom by hierdie week se aanlyn uitsending van Kranskloof se eredienste. Ek hoop dit is steeds vir u sinvol en betekenisvol om op hierdie manier ook deel te wees van ons eredienste, veral as u nie hier kan wees nie, oor watter rede ook al nie. Weet ook dat ons u mis en u is vir ons belangrik. Kom ons raak 'n oomblik stil voor die Here, soos wat ons onsself instem om ook vanoggend in sy teenwoordigheid te wees. Dit gaan goed met die mens wat nie die raad van die goddeloses volg nie met sondaars omgaan en met ligsinnige mense saamspan nie, maar wat in die woord van die Here sy vreugde vind, dit dag en nag oordink. Hy is soos 'n boom wat by waterstrome geplant is, wat op die regte tyd vrugte dra en waarvan die blare nie verdroog nie. Liewe broer en suster, ek groet u vanoggend in opdrag van die Here. Ontvang sy seëngroet spesiaal vir u, en weet ook dat maak nie saak waar u is nie, die Here is altyd by u. Ontvang hierdie wonderlike seëngroet van die drie-enige God, Vader, Seun en Heilige Gees. Amen. Te loop op water, die oseaan, so wyd en diep. Die opdrag is los als vertroue, so vind ek rus en ek twyfel nie. En as die golwe oor my slaan, roep ek u naam en bly vertrou. My siel
vind rus, want in die storm is U by my. U is my God, en ek U kind. Onbeskryflik groot genade, U sterke hand sal my nou lei. En as ek struikel in my swakheid, is U steeds daar, want U is getrou. Gees van God, leer my vertroue sonder grense, om te luister na U roepstem, tot in die onbekende. Lei my verder as die einde van my kragte, laat my mosterdsaad geloof groei hierna by my verlosser. Gees van God, leer my vertroue sonder grense, om te luister na U roepstem, tot in die onbekende. Lei my verder as die einde van my kragte, laat my mosterdsaad geloof groei hierna by my verlosser. Gees van God, leer my vertroue sonder grense, om te luister na U roepstem, tot in die onbekende. Lei my verder as die einde van my kragte, laat my mosterdsaad geloof groei hierna by my verlosser. As die golwe oor my slaan, roep ek U naam en bly vertrou, want in die storm is U by my, ek is U kind, en U my God. Ons lees vanoggend 'n gedeelte saam uit die Nuwe Testament uit, weer uit een van die evangelies, die evangelie volgens Lukas. En ons gaan saam lees Lukas 14, net 2 verse, vers 34 en 35. Voordat ons saam lees, kom ons bid ook saam. Ons hemelse Vader, Here, ons dank U vir hierdie dag. Ons dank U vir die lewe wat U vir ons gee as 'n geskenk. Dit is ons gebed dat ons in oomblikke soos hierdie van bymekaar wees en luister na U woord deur U aangeraak sal word, sodat ons U liefde in Jesus Christus kan leer ken. Here, ons dank U vir die Heilige Gees wat ons krag gee om voort te gaan
ook in moeilike tye. Wees dan so by ons, dat ons gevorm en geraak word deur u woord. Ons bid dit in die naam van Jesus Christus. Amen. Ek lees vir ons saam daardie gedeelte uit Lukas 14, vers 34 en 35. Sout is 'n goeie ding, maar as sout verslaan het, waarmee sal dit weer sout gemaak word? Dit is nie eers bruikbaar vir die grond of vir die mishoop nie. Hulle gooi dit buitekant weg. Wie ore het om te hoor, moet luister. Die tema van vanoggend se prediking is herontdek jou krag in Jesus Christus, om weer sout te wees. Ons is nou al vir 2 weke vanaf die 21ste September af op vlak 1 van die Grendeltyd. En baie mense is besig om te hergroepeer. Veral vir die wat op vlak 1 moes gewag het en gebly het tot nou toe. Vir baie is dit tyd van vooraf moet begin, of met iets anders moet begin, of wie se omstandighede so drasties verander het, dat hulle nou op 'n totaal ander pad en ervaring in hulle lewe is. Moontlik het jy ook iets in hierdie tyd van jouself geleer en ontdek. Van ons het bewustelik en baie keer onbewustelik in ons onderbewussyn besluite geneem wat tot 'n heraanpassing van lewenstyl en lewensrigting tot gevolg gehad het. 'n Klomp goed het ook geestelik binnekant ons gebeur en geskuif. Dalk het jou uitkyk op geloof verander in hierdie tyd. Of jou verstaan van wat dit beteken om kerk te wees, om kind van die Here te wees in die wêreld. Daar was selfs vir sommige 'n aksentverskuiwing van spiritualiteit in die vorm en die struktuur daarvan. Ons vind onsself tans in hierdie oomblik op 'n plek waar ons 'n balans moet terugvind. In 'n seisoen van stabilisering en herkalibrering. 'n Seisoen van heraktivering van 'n klomp goed wat gevries geraak het in hierdie tyd. En om te ontvries is nie altyd so maklik nie. Dit is soos wanneer jy in die koue winter jou koue hande wat gevries geraak het en waarvan die vingerpunte koud en dood is, te wil vat en dit in warm water skielik te druk. As jy dit doen, sal daar pyn in jou opskiet en jy sal seer kry, soos wat die lewe begin terugkom in jou. En vir baie is dit nodig om hulle krag in Jesus Christus te herontdek, of dalk vir die eerste keer te ontdek hoe die krag van Jesus Christus binne in elkeen van ons werk. Hier in Lukas 14 kry ons hierdie bekende woorde van Jesus, maar wat vanoggend vir ons in 'n nuwe konteks, in 'n nuwe fase, in 'n seisoen van stabilisering en heraktivering weer wil kom praat. Jesus is in hierdie gedeelte en eintlik in die vooraf gedeelte besig om met die menigte mense rondom hom te praat wat agter hom aangeloop het in daardie tyd as gevolg van sy lering en veral die wonderwerke wat hy verrig het. En in die vorige gedeeltes sien ons dat hy eintlik net met die Joodse leiers en dan veral met die fariseërs van daardie tyd geredeneer en gepraat het en hulle kom heroriënteer het ten opsigte van wat dit beteken om 'n kind van die Here te wees, ook vir hulle tyd en die tyd wat vir hulle voorgelê het.
En vanaf Lukas 14 van vers 25 af, is hy besig om aan hulle te verduidelik, wat beteken dit om hom te volg? En wat vereis dit vir ons as sy disippels, vir ons as sy kerk, vir ons as sy kinders wat verbind is aan hom, as ons sê ons volg Jesus as voorbeeld en as ons meester en ook ons Here. In kort wys hy in die voorafgaande gedeeltes daarop dat die Here jou eerste prioriteit in hierdie lewe moet wees. Daarom behoort jy ook jou beste en jou eerste vir hom te gee en nie jou minste en jou laaste nie. Dat selfs ook iets so kosbaar soos jou eie familie nooit tussen jou en God moet kom staan nie. Al beteken dit ook dat jy in situasies beland waarin jy jou eie kruis moet optel en dra. En dan kom waarsku Jesus in hierdie gedeelte dat jy in dit alles moet oplet dat jy nie jou geloofskrag verloor nie. 'n Mens kan so maklik uit geloofskrag uithardloop as jy jou fokus op God en veral op Christus verloor. As jy jou fokus op God verloor en 'n mens verloor dit deur of so opgeslurp te raak in die wêreld dat jou aandag so van God af weggetrek word dat hy in die agtergrond verdwyn deur die geraas van die lewe. Of selfs aan die ander kant toe, as jy so besig raak met die werke van die Here en die werke van die kerk, dat jy hom nie meer raak sien nie, en is jy besig om weg te skuif en obsessief te raak oor die werk van die kerk, eerder as om jou fokus op God te hou. Lukas 14 se ontnigterende boodskap vir die mense van daardie tyd en ook so vir ons vanoggend is eintlik eenvoudig. Om Jesus Christus te verwerp en om jou fokus op hom te verloor is om op te hou sout wees. God verwerp hom wie sy seun verwerp, soos wat 'n mens sout verwerp wat nie meer smaak het nie. 'n Mens verloor jou sout as jy net op 'n afstand wil luister wat God vir jou sê sonder om dit te integreer in jou lewe. Om sout te wees is om te reageer op God se lewende woord, op God se liefdesoffer. Om te reageer en toe te laat dat hy jou deur sy krag, deur die Heilige Gees juis in beweging bring. Of om dit op nog 'n ander manier te sê, om sout te wees is om te reageer wanneer die Here die Gees binne in jou wakker maak, wanneer hy jou opgewonde maak oor sy woord, oor sy genade wat hy vir jou skenk, die lewe wat hy vir jou skenk, die vryspraak wat daar vir jou is in Jesus Christus en wat hy vir jou gee, sy liefde, dat wanneer hy vir jou sê, myself gee ek vir jou, my lewe gee ek vir jou, om dit aan te neem en daarop te reageer, is om sout te wees. Om sout te verloor, is juis dan om nie daarop te reageer nie. Om sy stem te hoor, sy woord, om te bewus te raak van sy Gees binne jou, en dan weg te stap, sonder om dit jou eie te maak, is om kragtelose sout te wees. Dit is om alles wat jy ontvang en vir jou gegee word, net in jouself te absorbeer, en te verteer totdat daar niks meer daarvan oorbly, as gevolg van jou beheptheid met jouself en die eie ek nie. Die Here kan nie waardelose disippels gebruik nie,
want hulle is nie toeganklik tot hom en vir hom nie. Sout wat hulle smaak verloor het, is nie net waardeloos omdat hulle funksie vir as geuring vir kos verloor het nie. Nee, hulle het glad geen waarde nie. Ook nie eers sekondêre waarde nie. En ons sien dit in hierdie teks, as Jesus sê, hulle is nie eers bruikbaar vir kompos vir die grond nie. Jy kan hulle nie eers op die ashoop weggooi en op die ashoop gebruik nie. En daardie jare was dit gebruik gewees om sout te gebruik ook in die grond, om grond voor te berei, veral as mens bietjie bossies wil uitwis of van insekte, ongewenste insekte wou ontslaa raak, kon mens sout gebruik het daarvoor. Mens kon dit ook gebruik het omdat daar nie baie hout was in daardie woestynagtige omgewing nie, as 'n katalisator om vuur te maak. So wat hulle gedoen het, hulle het in steede van hout diere mis gebruik wat droog geword het, en dat hulle die sout gevat en daaroor gegooi, en ons weet wat sout doen as 'n vuur kom, dit spat en dit blaas die vuur aan, en dit is gebruik as katalisator om vuur warm te maak en kos gaar te maak en 'n gebruiksitem te wees. Maar nie net verloor jy jou krag om geur te gee in hierdie lewe nie, is totaal en al nie eers op 'n sekondêre vlak bruikbaar nie. Hierdie is nogal 'n skerp en ontnugterende waarskuwing van die Here. Om die erns daarvan te onderstreep, sluit hy hierdie teksgedeelte af deur te sê, wie ore het om te hoor, moet luister. Dit het dieselfde effek as wanneer jou ouers, of wanneer ouers na kinders toe kom, en vir jou vra, wat is hierdie twee goed hier langs jou kop? Is dit blompotte, of is dit ore? En as jy sê, dit is ore, dan om dit dan te gebruik. Harde woorde, ontnugterende woorde, maar met die toonaard van God se liefde daarachter. Soos wat 'n ouer lief is vir sy kind en net die beste vir hom wil hê. En nie wil hê dat hy verlore moet gaan nie. So kom die woord van die Here weer vanoggend na elkeen van ons toe. Met hierdie uitnodiging. Herontdek in hierdie tyd van heraktivering en stabilisering die krag van Jesus Christus wat binne in jou is, deur die werking van die Heilige Gees, wat jy as geskenk ontvang het. Word weer stil op jou eie, net jy, by jouself, saam met God. Sit jou selfoon af met die stortvloed van boodskappe, wat die wêreld rondvlieg. Gaan in jou binnekamer in, en praat met God. Soek sy stem. Stel jouself tot sy beskikking met die nugtere wete wat dit vereis. Dat dit nie altyd maklik sal gaan nie, dat dit nie altyd maanskyn en rose is nie, dat 'n mens wel soms struikel en val en ook seer kry, maar dat jy kan weet, in dit alles is daar 'n vaste hoop vir die wat gefokus bly op hom en wat in hom bly. Dan hoef jy nie jouself te bekommer oor 'n klomp goed wat jy moet doen nie. Dan vloei Christendom, 'n kind van die Here wees, so natuurlik uit jou uit, soos wat die smaak uit sout uitkom. Mag die Here elkeen van ons, deur sy woord, hierdeur weer tot geloofsterkheid en geloofsekerheid beweeg. Amen. Kom ons bid saam. Ons hemelse Vader, Here, ons hoor u woord wat vanoggend hard en duidelik na elkeen van ons toe kom, wat ons wil heraktiveer in hierdie seisoen van ontvriesing, in hierdie seisoen van 'n nuwe balans vind, en van stabilisering na 'n lang tydperk
van grendel en van wegwees van mekaar af. Here, mag ons geur binne in ons herontdek, die krag wat in elkeen van ons is. Seën ons met die werking van die Heilige Gees, sodat ons kan vrugte dra met vreugde deur wie ons is in Jesus Christus. Amen. Gaan dan heen, gaan in vrede, my kind, gaan doen wat ek jou vra. Versprei my lig, gaan leef my liefde, my kind, onthou, ek is altyd daar. Kyk, ek gaan voor jou uit, ek maak die pad gelyk, ek is langs jou om jou veilig vas te hou. Ek is agter jou, ek keer die bose weg van jou. Ek is onder jou, as jy so val, dan dra ek jou. Gaan dan heen, gaan in vrede, my kind, gaan doen wat ek jou vra. Versprei my lig, gaan leef my liefde, my kind, onthou, ek is altyd daar. Kyk, ek is rondom jou, want ek beskerm jou. Ek is bokant jou, want ek wil jou graag sien. Ek is binne jou, ek lei jou deur my Heilige Gees. Die seën van God die enig sal vir ewig met jou wees. Gaan dan heen, gaan in vrede, my kind, gaan doen wat ek jou vra. Versprei my lig, gaan leef my liefde, my kind, onthou, ek is altyd daar. Ontvang dan ook vanoggend die wonderlike seën van die Here en gaan lewe in sy vrede. Mag die liefde van God, die genade van Jesus Christus en die nabyheid van die Heilige Gees met u wees van nou af, waar u ook al gaan. Ontvang sy krag en sy liefde spesiaal vir u vanoggend. Amen.